Welkom by die week se AMT, Namibiese vleis en weeroorsigh, moontlik gemaak deur Cosmos 94.1 en Reintjie. Hierdie week gaan kyk Johan na min verdere reën vir die seisoen met die eerste sterk koue fronte wat ook nou voorkom. Ons kyk ook waar vleispryse nou staan as ook waarheen dit moontlik kan gaan. Also hierdie week se episode, so moet dit nie misloop nie. Cosmos 94.1, Namibië se enigste Afrikaanse kommersiële stasie. Nuus, sport, sake, weer, verkeer en vermaak. Die Namibiese leier in uitsaaiwese. Luister aanlyn by cosmos.com.na. Daar is net een en dis Cosmos 94.1. Die gemiddelde speenkolfprys in Namibië het ongeveer 4% gedaal oor die afgelope maand en staan nou op 31 Namibiese dollar 38 sent per kilogram en is ongeveer 17.5% hoër as 'n jaar gelede. Verskalvers daal na $32.88 met bulkalvers wat nou op $37.68 per kilogram verhandel. Die gemiddelde prys vir 'n vetkoei verhandel nou op $33.15 met die gemiddelde stooroosprys wat nou op $34.50 per kilogram verhandel. Namibiese beesprys het oor alle klasse gedaal, maar is steeds baie hoër as wat ons laas jaar dieselfde tyd gesien het. As ons dit ook vergelyk met die afgelope 4 jaar, sien ons dat vir sekere klasse soos bul en verskalvers dit die hoogste prys sedert 2022 is. 'n Moontlike rede vir hierdie kan wees as gevolg van produsente wat goeie veiding het en ook nou weer in 'n kuddeboufase inbeweeg. Hierdie kan duidelik gesien word deur die feit dat lewendige uitvoere van beeste na Suid-Afrika toe nou op die laagste vlak sedert 2020 is. Ons verwagting is dat kalfpryse oor die volgende paar weke kan daal as gevolg van die speentydperk en dat daar meer diere nou in die mark is. In die skaapbedryf het die gemiddelde slagskaapprys gedaal met ongeveer 1.5% na $36.66 per kilogram oor die afgelope maand en is dit ongeveer 15.5% hoër as wat ons laas jaar gesien het. Dorper slagskape staan nou op $36.55 terwyl vetstert slagskape op $36.76 per kilogram verhandel. Alhoewel die gemiddelde slagskaapprys gedaal het, bly die prys op sy hoogste vlak sedert 2022. As ons na die handelsomgewing gaan kyk, sien ons dat die lewendige uitvoere vanaf Namibië na Suid-Afrika toe ook baie laag bly en baie naby aan dieselfde vlak as in 2022 is. Ons sien ook weer dat 2024 ook die hoogste uitvoere sedert 2020 was vir die skaapbedryf. Slaglampryse behoort te styg as gevolg van minder diere wat ook nou in die mark is. In die bokbedryf het die gemiddelde prys oor die afgelope maand gestyg met ongeveer 5.4% en staan nou op $1,291 Namibiese dollar per kop. Hierdie prys is ook nou ongeveer 20.66% hoër as wat ons 'n jaar gelede gesien het. Bokpryse beweeg steeds teen die norm met die gemiddelde prys per kop wat slegs $'n paar goedkoper is as in 2022 en ook die tweede hoogste in die afgelope 4 jaar is. As ons na die lewendige uitvoere van Namibië na Suid-Afrika toe gaan kyk, sien ons dat die jaar se uitvoere baie naby aan dieselfde as in 2023 is. Sou bokpryse die seisonale tendens volg, verwag ons dat dit sal bly styg en 'n hoogtepunt in September bereik. Kom ons skakel oor na Johan van der Berg, een van die streek se bekendste landbouweerkundiges, wat met ons sy siening oor die weer vir die volgende paar maande gaan deel. Goeiedag. Ons het die afgelope maand heelwat minder reën gehad as wat ons hier in April gekry het en selfs Maart. Die afgelope week of 2 kolletjies in die noorde wat wel weer 'n klompie reën gehad het, maar heelwat minder reën. Ons kyk na wat die koue front wat hier rondom 20 Mei hier uit die suidwestelike dele oor suidelike Afrika inbeweeg en ons kan sien dat die suide van Namibië is daar 'n moontlikheid van reën, maar hierdie is die eerste sterk koue front vir hierdie seisoen en ons kan sien dat dit redelike impak het reën, maar dit gaan ook op temperature impak hê. Kyk ons na temperature, die minimum temperature hier vir 22 Mei, kan ons sien die blou gedeeltes, as ons sommer na Suid-Afrika kyk, is onder vriespunt en dan die liggroen gedeeltes is net so by vriespunt. So kyk ons na Namibië, dan sien ons die temperature is hoofsaaklik
kom ons sê oor die sentrale tot suidoostelike dele het gedaal en gaan waarskynlik hier onder 6 grade wees. So daar is 'n moontlikheid dat ryp wel kan voorkom. Op 23 Mei verander dit so bietjie, dit begin al reeds 'n bietjie warmer word, maar ons sien nog kol redelike lae temperature. Daarna gaan ons sien dat temperature weer redelik styg en dan is daar 'n moontlikheid teen die einde van die maand dat 'n verdere koue front weer vir ons temperatuurdalings gaan gee. Kyk ons na reën vir die volgende 2 weke, baie min of geen reën. Ons sien van 19 tot 27 Mei is daar oor die suide van Namibië, maar dis die koue front wat alreeds besig is om oor te beweeg, so daar is 'n moontlikheid vir ligte reën, maar verder baie min reën, so ook die laaste paar dae van Mei en die eerste paar dae van Junie. So baie min of geen reën wat verwag word nie. Wat gebeur nou in die Stille Oseaan met in die sogenaamde Nino gebiede? Waar staan ons? As ons aan die linkerkant kyk, die geel en rooi blokke wat wys van Nino 1+2 aan die regterkant van die boonste linkerkant stuk blok tot by Nino 4 die geel, dit is eintlik net die posisie waar hierdie Nino gebiede geleë is. So aan die regterkant nader aan Suid-Amerika, aan die linkerkant nader aan Australië. Kyk ons na die regterkantste grafieke, is dit die verskillende Nino gebiede, seetemperature van Junie verlede jaar af, en die belangrikste een is die tweede een van bo af, sogenaamde Nino 3.4 gebied, en ons kan sien dat daardie gebied het 'n redelike daling getoon, hier teen die einde van Desember, tot ons 'n bietjie La Nina neigend begin word, maar dit het nie baie lank gehou nie, en tans in die regterkant is ons omtrent reg op die langtermyn gemiddeld. So daar is nie na kant toe of dit El Nino of La Nina is nie, dis waar dit tans is. Die voorspellings, wat kan gebeur volgende seisoen of vir die volgende klompie maande, aan die linkerkant onder is April, Mei, Junie, die AMJ, en aan die regterkant is Desember, Januarie, Februarie, so dis vir die res van die seisoen. Grys gedeelte of grys stafies, neutraal blou is La Nina en El Nino is rooi. So daar is min voorspelbaarheid nog, al wat 'n mens kan sê, die kans dat daar 'n El Nino gaan kom, is redelik klein, en dit is ten minste positief. Ons sien ook hier die Nino 3.4 gebied, die voorspellings, so die verskillende kleurelyne is van nou af tot Desember, Januarie, Februarie volgende jaar, en dit lê weeskante van die langtermyn gemiddeld, met die stippellyn die gemiddeld. So ons gaan vir die res van die volgende klomp maande in hierdie band van neutrale toestande verkeer. Kyk ons 'n bietjie na voorspellings, en hierdie is nou vir Augustus, September, Oktober. Kan ons sien oor Suidelike Afrika, wat Namibië insluit. Die bruin gedeeltes is ondergemiddeld. Ons kan sien, interessant, as ons na Australië en die gedeeltes kyk, en Suidoos-Asië gemiddeld tot ver bo gemiddelde reën. So baie goeie kans daai kant toe. Wat vir ons ook 'n aanduiding kan wees, dat ons ook later beter reënvaltoestande kan ervaar. So van September, Oktober, November kan ons sien meer die wit gedeelte wat so 50-50 kans is, en die geel gedeeltes wat weer vir ons ondergemiddeld aandui. As ons dan verder gaan, Desember, Januarie, Februarie, en hierdie is 'n ander voorspelling, dan sien ons ook nog redelik gemengde sein, wat van gemiddeld, bo-gemiddeld, ondergemiddeld. As 'n mens na die verspreiding verder gaan kyk, is die kanse goed dat ons weer soos hierdie afgelope seisoen 'n droë eerste deel van die seisoen gaan hê, en dat ons dan heelwat beter toestande in die tweede deel van die seisoen gaan hê.
Opsommend, min verdere reën vir die seisoen, dalk ondergemiddeld tot ten minste November. Eerste sterk koue front van die seisoen kom nou oor en daar is ryp wat moontlik is, nog nie swaar nie, maar ryp is moontlik in veral die laagliggende gedeeltes. Seeoppervlaktemperature in die Nino gebiede is nou neutraal en dit behoort in die neutrale band te bly vir ten minste die volgende 6 maande. So mooi loop en lekker boer. Johan, los asseblief vir ons kommentaar oor wat julle graag sal wil hoor in die volgende video's of kontak my sommer direk, ons wil graag van julle hoor. Ek sit ook al die skakels na ons sosiale media platforms in die beskrywing onderaan. Hierdie video's word moontlik gemaak deur Cosmos 94.1 en Reintjie. Ek is Dr. Johnny van der Merwe, dankie dat jy ingeskakel het en sien volgende maand weer.